Laat hierdie vrede deur my vloei. Waar haat is, laat ek daar die liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees en krag gee deur geloof in U, o Heer. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag, ja, om lief te hê, ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei, en laat ek hoop gee waar daar twyfel is. Ek wil U lig in duisternis laat skyn, laat ware vreugde altyd uit my straal. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag, ja, om lief te hê, ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei, leer my om ook soos U te kan vergeef. Maak my bereid om aan myself te sterf, dat ander U al meer in my kan sien. Goeiemôre broers en susters, baie welkom by hierdie geleentheid. Ons vertrou dat in ons saamwees vandag by ons oordenking van Genesis 32 die Here met elkeen van ons sy goddelike doel sal bereik. Kom ons raak stil voor die Here en dan bid ons saam. Troue en almagtige Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend so voor U kan stil wees. Dankie dat ons kan weet dat U hier by ons is, Here. En dat hoeveel mense ons by mekaar is nie noodwendig die kwaliteit van U teenwoordigheid bepaal nie, maar dat U altyd oral by ons is, om ons te ontmoet en ook met ons te praat, ons verder te vorm. En nou is ons gebed, Here, dat in ons stil wees vandag U ook U goddelike doel met elkeen van ons sal bereik. Ons bid en vra dit alles in Jesus se naam. Amen. Liewe broers en susters, ons gaan nou sing uit 'n lekker loflied, uit lied nommer 542. Ons sing daarvan al twee die verse. Zal ons weer aan mochten
Ons skriflesing vir vandag is Genesis 32. Nou die laaste paar weke het ons met mekaar gesels uit Romeine 8. En Genesis 32 op 'n snaakse manier sluit ook juist by Romeine 8 aan. Voordat ons saam lees uit die woord van die Here, kom ons sing eers nog 'n lied. En dit is lied nommer 528, Leer my u wil, Heer. Leer my u wil, Heer, u doel met my, u pottebakker met my die klei. Vorm my en maak my volgens u wil, op u vertrou ek nederig stil. U gee gawes net soos u wil, almal is diensbaar, elk met verskil. Vol met u gees my breekbare kruik, dat u my oral nuttig gebruik. Kom ons lees dan uit Genesis 32 van vers 22 af. Die geskiedenis sluit aan by Jakob se verhaal nadat hy by sy oom Laban gaan werk het, en dit nadat hy sy broer Esau uit sy eersgeboortereg verneek het. Hy het dus vir sy broer Esau gevlug en toe by sy oom Laban gaan bly, sy ma se broer. Vir 7 jaar het hy gewerk vir sy oom se dogter, vir Rachel. Maar sy oom het toe besluit om eers vir Lea, haar suster, wat die oudste was, vir hom te gee. En toe hy beswaar maak, nadat hy ontdek het dat hy verkeerde vrou het, het sy oom van hom gevra dat hy vir nog 7 jaar sal werk vir Rachel. En nadat hy nog 7 jaar gewerk het vir Rachel, het sy oom, omdat hy gesien het dat hy baie waarde in hom het as mens, en dat die Here hom geseën het terwyl Jakob vir hom gewerk het, het hy vir hom gevra of hy nie langer by hom wil werk nie, en dat hy sy eie salaris kan bepaal. Nou dit was maar 'n skelm storie, maar dit kan julle self gaan lees so van Genesis 28 af. Die punt is, die Here het vir Jakob geseën, sodat hy na nog 6 jaar se werk as 'n relatief welgestelde man van sy skoonpa kon weggaan. Maar omdat sy skoonpa nie wou hê dat hy moes trek nie, terug na Kanaan waar hy vandaan gekom het nie, het sy skoonpa hom daar probeer hou. En moes Jakob sy vrou, sy 2 vrouens met hulle slavinne en al die kinders wat hy tot op daai stadium gehad het, saam met hom neem met sy slawe en al sy besittings, en eintlik half skelm van sy oom weggaan. Sy oom het hom toe agterna gesit, en nadat hulle na 7 dae vir mekaar gekry het, en hulle vrede met mekaar gemaak het, het sy oom hom toe met seën laat verder gaan. En toe hy verder trek, het hy by 'n plek met die naam van Maganaim gekom. En toe hy by die plek kom, het die Here vir hom iets besonders gewys. Maar so bietjie later, meer daarvan. Hy het toe uiteindelik by die Jabok-drif gekom. En dit is die drif wat hy geweet het, as hy hierdie drif kruis, sou hy in Kanaan wees. Sou hy in sy broer Esau se grondgebied inbeweeg. Hy was nog baie onseker van homself, half bang.
En nou lees ons verder van vers 22 af. Die nag het hy opgestaan en sy 2 vrouens en sy 2 persoonlike slavinne en sy 11 kinders gevat en deur Jabok teruggegaan. Nadat hy hulle deur die rivier gevat het, het hy ook alles wat hy besit laat deurgaan. Jakob het alleen daar agtergebly en 'n man het tot dagbreek met hom gestoei. Toe die man agterkom dat hy nie vir Jakob kan wen nie, het die man terwyl hy met hom stoei vir Jakob teen die heup geslaan, sodat dit uit die potjie gespring het. Die man het vir Jakob gesê, los my, want die dag breek. Jakob het geantwoord, ek sal jou net los as jy my seën. Toe vra die man, wat is jou naam? En hy antwoord, Jakob. Die man het gesê, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het teen God en teen mense 'n stryd gevoer, en jy dit einduit volgehou. Toe sê Jakob, sê my tog jou naam. En die man vra, waarom vra jy my naam? Hy het vir Jakob net daar geseën, en Jakob het die plek Peniel genoem, want het hy gesê, ek het God van aangesig tot aangesig gesien, en tog het ek nie omgekom nie. Net toe Jakob by Peniel verbygaan, het die son opgekom. Jakob het mank gebly aan sy heup, en daarom eet die Israeliete tot nou toe nie die senuweebondel wat aan die heup vaskom nie. Want die man het vir Jakob teen die heup geslaan, op die heup senuwee. Ons lees net sover. Broers en susters, liewe kinders, Philip de Vos skryf 'n boekie, Wolfgang Amadeus Mys. En hierdie kinderboek handel oor die storie van ma Mys wat haar jongste kind gebaar het. Sy het nie geweet wat om die kind te noem vir 'n naam nie. En toe het sy na 'n baie mooi en besondere naam vir haar jongste gesoek. Noodloos om te sê dat sy ook radio geluister het. En oor die radio hoor sy toe, daar word gepraat van Wolfgang Amadeus. Nou kan as julle kan vir julle pa en julle ma gaan vra, wie se name is dit? Ag, maar kom ek sê sommer vir julle. Dit is niemand anders se name as die baie bekende musiekskrywer, of ons noem hom 'n komponis, Mozart nie. Wolfgang Amadeus Mozart. Daarom besluit ma Mys dat sy vir haar jongste Wolfgang Amadeus Mys sal noem. Mooi storie, nee. Wel, die storie hou nie hier op nie. Op 'n dag het oupa se valstande daar in die muisnes beland. En klein Wolfgang Amadeus het daar rondgespeel met 'n spyker wat gelê het. Hy het die spyker opgetel en teen oupa se tande gekap, en toe agtergekom dat dit 'n baie mooi geluid maak. En heel gou het hy agtergekom dat as hy met hierdie spyker op verskillende dele van hierdie tande slaan, dan kom daar verskillende musieknote uit. Hy het begin oefen, en dit was nie lank nie, of Wolfgang Amadeus Mys het bekend geraak as die mees musikale muis ooit. Hy het geleef volgens die naam wat sy ma vir hom gesoek het. Iets daarvan is nogal waar van jou en my ook, maats. Want jy sien, die Here wil ook vir ons 'n baie spesiale naam gee, omdat ons vir hom baie spesiaal is. Hy wil ook hê dat ek en jy, omdat ons hierdie spesiale naam van hom gekry het, ook sal leef volgens die naam wat hy vir ons gee. En daai naam is om kind van God te wees. En ons kan nie God se hart blyer maak as dat ons as sy kinders
so begin leef, dat ander mense kan sien ons gehoorsaam is aan hom nie. Want dan leef ons volgens die naam wat God vir ons gegee het. Jy sien, name is nie onbelangrikie. Name is nie niksie. Name is eintlik verskriklik belangrik. En broers en susters, as ons na die verhaal van Jakob gaan kyk en ons lees dit sommer van vooraf, van hoe hy weggevlug het van Esau af en hoe hy by sy skoonpa gekom het, hoe verskillende plekke en mense se name sekere betekenisse dra. Betekenisse wat waarde het, ook vir jou en my. En nou is dit opvallend dat as ons die gedeelte lees in Genesis 28, dan hoor ons wat gebeur met Jakob toe hy vlug van Esau af na sy oom Laban toe. Want die eerste aand nadat hy op vlug was, het hy daar op 'n plek gekom en het hy 'n klip geneem en dit as kopkussing gebruik. En toe het hy gaan slaap. En terwyl hy slaap het hy aan die droom geraak. Hy het gedroom dat daar 'n leer op die aarde staan, 'n leer wat strek tot in die hemel. En dat die engele van God op en af daarlangs beweeg. Uiteindelik het die Here self met hom gepraat. En ons lees dan van vers 13 af, hoe die Here sê, ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham, die God van Isak. Ek sal die grond waarop jy lê, vir jou en jou nageslag gee. Hulle sal so baie wees soos die stof van die aarde, en jy sal jou gebied na alle kante toe uitbrei, en in jou en jou nageslag sal al die volke van die aarde geseën wees. Ek is by jou, en ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat ek jou beloof het. Wanneer die Here hier met Jakob praat, dan gee hy vir hom baie spesifieke beloftes, dat hy na hom sal omsien, dat hy vir hom sal sorg. En terwyl hy dan hierdie beloftes kry, weet Jakob as hy die oggend opstaan, dat die Here op daai plek teenwoordig is. En daarom gee hy aan hierdie plek 'n baie spesiale naam, wat jy sê, dat dit is waar God is, Bethel. Engele speel 'n baie belangrike rol in Jakob se geskiedenis. Want op 'n manier is dit asof die Here vir hom sê, dat hy sy engele saam met hom sal stuur, om hom te beskerm, om vir hom by te staan, oral waar hy gaan. En nou wil ek sommer spring na Genesis 32, waaruit ons net o gelees het. Aan die begin van Genesis 32, net nadat Laban vir Jakob met sy seun verder laat trek het Jakob by 'n plek by die naam van Maganaim gekom, soos wat ek net o gesê het. Maganaim beteken 2 kampe. Die rede hoekom hy hierdie plek, hierdie naam gegee het, 2 kampe, is omdat hy daar weer die engele van God gesien het. En daarom het hy gesê, op daai plek is die leer van God teenwoordig in die vorm van God se engele. En as hy die plek se naam Maganaim noem, dan wil hy eintlik daarmee sê, dit is 'n plek waar hy baie bewus is van 2 verskillende kampe. God se kamp waar sy engele, sy leer mag teenwoordig is, maar ook sy eie kamp waar sy mense is, die wat aan hom behoort. En eintlik kan ons iets daarin sien van waar God se kamp is waar God se wil geskied. En waar Jakob se kamp is waar Jakob se wil geskied. Want Jakob was 'n mannetjie wat sy lewe lank sy eie planne gemaak het.
En as jy mooi onthou, dan sal jy weet, dat selfs voor die tweeling se geboorte, Jakob en Esau, het die Here alreeds aan sy ma geopenbaar, dat die oudste die jongste sal dien. En daarmee het Jakob eintlik klaar die belofte gekry, dat die Here sal toesien, dat sy ouer broer, wat eerste gebore is, aan hom onderdanig sou wees. Maar dit was nie vir Jakob genoeg nie, daarom dat hy in hierdie hele proses ingegaan het, om vir Esau so ver te kry, om sy eie eersgeboorte reg af te sweer. Vir daai sop net, daai lensie sop. Jakob was eintlik 'n uiterste skelm. En niks het eintlik verander in die wyse waarop hy gefunksioneer het nie. Want ten spyte daarvan dat die Here vir hom beloof het, dat hy saam met hom sal gaan, dat hy hom sal seën, en dat hy hom uiteindelik na Kanaan, na hierdie land van sy pa sal terugbring, maak hy steeds sy eie planne. As hy hier by die Jabokdrif, waarvan ons net al gelees het, kom, dan besluit hy uit sy eie uit, dat hy sal, omdat hy bang is vir sy broer Esau, sal hy sy eie planne maak, net om seker te maak, dat Esau hom nie dalkies doodmaak nie. Daarom is sy eerste plan om boodskappers te stuur, om vir Esau te gaan sê, hy kom om hom te dien, hy kom om onderdanig te wees. Ek wonder hoe eerlik was hy in sy bedoeling. Sy boodskappers het teruggekom en gesê, dat Esau al klaar met 400 man op pad was, om hom te kon ontmoet. Dit het hom natuurlik met meer vrees gevul. Daarom stuur hy verskillende troppe vee vooruit as geskenke aan Esau, met elke troppie vee sy eie oppasser. Elke oppasser, soos wat hy met sy troppie vee getrek het sy eie boodskap gedra, om vir Esau te sê, hierdie is 'n geskenk van u broer. Maar eintlik was Jakob net besig om Esau se guns te probeer koop. Net om seker te maak dat die Here sy eie planne seën, bid hy ook daarom tot God. Vra hy dat die Here tog sy beloftes sal nakom, sy beloftes wat hy aan hom gegee het. Al was hy dit eintlik werd nie, nee. Omdat hy nie die eerlikste mens op aarde was nie. Omdat hy eintlik 'n bedrieger was. Daarom dat hy hierdie omkoopgeskenke stuur. 850 stuks bokke en beeste en skape en donkies en kamele. Noem maar op. En as hy hierdie klompie omkoopgeskenke vooruitgestuur het, dan staan hy in die nag op, daar by die Jabokdrif, en neem hy sy 2 vrouens met hulle slavinne, met hulle kinders, deur die drif, en ook al sy persoonlike besittings, om dan agterna te gaan, terwyl hy self agterbly by die Jabokdrif. En dit is dan, dat daar 'n man met hom kom stoei. En ons lees dat hierdie man tot dagbreek toe met Jakob gestoei het. En as ons mooi dink daaroor, dan weet ons, Jakob het dalkies met meer as in sy gedagtes Esau gestoei. En dat hy dalkies met meer as hierdie man, wat dan nou 'n engel was, of 'n verteenwoordiger van God, of soos wat hy sê, God self beklei het. Dat hy eintlik seker beklei het met homself, met wie hy was. En hy het goed geweet, hy was 'n bedrieger. Daarom moes hy vrede maak met wie hy self was. Moes hy vrede maak met sy eie foute en mislukkings, wat sy lewe tot dusver gekenmerk het. En dan lees ons, toe die dag breek, en hierdie man wat met hom stoei, sien die dag is aan die breek, het hy homself van Jakob probeer wegskeer, maar Jakob het hom vasgehou. Nou die verklaring wat allerweer daarvoor gegee word, is dat die Bybel vir ons sê dat niemand God kan sien en bly leef nie.
En dat hulle sê dat dit is hoekom hierdie man, voordat dit lig geraak en Jakob hom kon sien, van hom wou wegwees, sodat Jakob hom nie kon sien nie. Vir daardie rede, dat Jakob ook hierdie plek 'n naam gee. 'n Naam wat sê, dat hy God gesien het. Ons lees dan hier in vers 27 tot 30, hoe daar so geskrywe staan, toe vra die man, wat is jou naam? En hy antwoord, Jakob. Die man het gesê, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het teen God en teen mense 'n stryd gevoer, en jy het dit end uit volgehou. Toe sê Jakob, sê my tog jou naam. En die man vra, waarom vra jy my naam? Hy het vir Jakob net daar geseën, en Jakob het die plek Peniel genoem. Peniel beteken aangesig van God. Daarom dat Jakob daarmee wil sê, hy het God van aangesig tot aangesig gesien. Ons hoor hoe dat Jakob eis dat God hom sal seën, of dat die man met wie hy stoei hom sal seën, as hy van hom probeer weggaan. En dan vereis hierdie man van Jakob, dat hy eers sy naam vir hom moet sê. Daarom vra hy vir hom, wat is jou naam? En dan antwoord Jakob, Jakob. Want weet jy wat? Jakob se naam beteken bedrieger. Jakob het eintlik sy hele lewe lank nog net geleef, wat sy naam gesê het, wie hy was. En as hierdie man vir hom vra, wat is jou naam? En hy sê Jakob, dan bely hy daarmee eintlik sy skuld. Kom sê hy eintlik, ek is 'n bedrieger. Ek is een wat nie die reguit pad loop nie. En dit is wanneer hy sy naam noem, dat God hom 'n nuwe naam gee, vir hom seën. Hy vir hom sê, jy sal nie meer Jakob, bedrieger genoem word nie, maar Israel, want jy het teen God en teen mense 'n stryd gevoer en jy dit end uit volgehou. As hy vir hom sê, van nou af sal jy Israel genoem word, dan is dit die moeite werd om te gaan kyk, wat is die betekenis van die naam Israel? Dit beteken, God stry. En daarmee wil God sê, dis tyd dat jy ophou om jou eie planne te maak. Dis tyd dat jy by die punt kom dat jy my sal begin vertrou. Want ek wil doen wat ek jou nou wil noem. Met hierdie nuwe naam kom verbind ek myself aan jou. En nou is jy reg as jy in verbind iets hoor van verbond. Kom sluit God weer van voor af 'n verbond met Jakob om vir hom te sê, Jakob, van nou af moet jy ophou stry. Ophou jou eie planne maak. Van nou af kan en wil ek vir jou stry. Vir jou en jou nageslag. En nou raak Jakob se naam, sy nageslag se naam, Israel. God se volk. Vir wie God van nou af self sou stry. Hoe betekenisvol is hierdie plek se naam nie? Want as ons nou verder lees, dan hoor ons, toe die nuwe dag breek, het Jakob by Peniel verbygegaan. By die plek waar hy van aangesig tot aangesig God ontmoet het. God homself opnuut aan hom kom verbind het. Vir hom kom sê het, Jakob, ek maak 'n nuwe begin met jou. 'n Begin waarin ek regeer. En daarom kan jy nou met vrede vir Esau tegemoet gaan. Vrygemaak van jou eie planne, vrygemaak van jou eie arrogansie. En in die volgende hoofstuk hoor ons hoe dat hy
uiteindelik by Esau aankom en hoe hy vir Esau sê, in nederigheid, die Here was goed vir my. So tussen hakies, as hierdie man sukkel om van Jakob af weg te kom in hierdie stoeiery, dan slaan hy hom op die heup. En ons lees in vers 32, dat van toe af het die Israeliete, die nageslag van Jakob, nie die heupsenuwee geëet nie, om hulle te herinner aan die nuwe verbond, aan die nuwe begin, wat God met hierdie aardsvader Jakob van hulle gemaak het. Om hulle te herinner, God is 'n God van dagbreek. God is 'n God wat handel na 'n donker nag, na moeilike omstandighede, om nuwe hoop te bring, 'n nuwe begin te maak, ook met jou en my. Die vraag is, wat beteken hierdie gedeelte vir jou en my? Miskien moet ons begin by die naam Maghanayim, wat beteken twee kampe. Want in hierdie gedeelte word ons daaraan herinner, dat daar die heeltyd twee werklikhede is, wat ek en jy altyd voor oë moet hou, broer en suster. Die een werklikheid is natuurlik dit wat ek en jy sien en beleef. Is in die taal van Romeine 8 'n stikkende gebroke wêreld, wat in die pyne van verwagting is, wat swaar kry. 'n Wêreld waar ek en jy geneig is om ons eie planne te wil maak as dit begin swaar gaan, moeiliker gaan. Dan wil die Here vir ons sê, onthou 'n bietjie, daar's 'n ander werklikheid ook. En daai werklikheid is God se kamp, daar waar God in beheer is, en dat God eintlik oorkoepelend oor alles regeer, dat God antwoorde het, oplossings het, dat God elke keer as ek en jy weer op ons knieë kom voor hom, vir ons kom herinner daarin, dat hy in die swaarste, moeilikste omstandighede altyd in beheer is. Hierdie Maghanayim is natuurlik ook 'n plek waar 'n paar 100 jaar later Dawid heen gevlug het vir sy seun Absalom, wat sy koningskap wou oorneem, om van sy seun wat hom wou doodmaak weg te kom. Hy kom by Maghanayim en daar wys die Here vir hom dat hy vir hom sal sorg. En ironies genoeg gebruik die Here die Arameërs wat eintlik vyand was, 'n heidense volk, om na Dawid om te sien, om vir hom te versorg. Elisa en Gehazi was saam in Maghanayim. En as Gehazi die oggend opstaan en hy buitekant toe kyk, dan sien hy die hele Arameese leer rondom hierdie stad. En dan kyk hy na Elisa en dan sê hy vir hom, meneer, ons is in die moeilikheid. Hier gaan ons nie uitkom nie. En dan sê Elisa vir hom, Gehazi, die wat by ons is meer as die wat ons bedreig. En nou sê julle onthou dat ek net ook gesê het, dat engele 'n baie belangrike rol gespeel het in die lewe van Jakob. Wel, Elisa bid hierso, dat die Here tog asseblief net Gehazi se oë sal oopmaak. En dan is dit of hy 'n nuwe visie kry. En as hy dan rondom hom kyk, dan sien hy al die berge rondom hulle is vol strydwaans van vuur. Engele, God se leermag om hulle te beskerm. En hierdie engele, God se leermag, jaag uiteindelik die Arameërs uitmekaar. 'n Besondere plek, nee, Maghanayim. Die plek waar ek en jy is, broer en suster, hier en nou, 'n gebroke wêreld, is niks anderster as 'n plek van twee kampe nie. En ek en jy kan kies hoe ons na hierdie plek kyk. Ons kan met ons fisiese oë kyk
en ons kan met vrees lewe vir die tyd en omstandighede waarin ons is, of ons kan met geestelike oë, met geloofsoë na hierdie wêreld kyk en sien dat God regeer, dat sy leer opgestel is om ons te beskerm teen elke vorm van gevaar. Jy sien, God se kamp is groter, meer omvattend as enigiets wat ons onsself kan voorstel. Ons leef in God se teenwoordigheid, al kan ons hom nie sien nie. Die tweede les wat ons uit hierdie gedeelte leer, is die les dat ek en jy ons eie ambisie ondergeskik moet stel aan God se wil. Hiermee het Jakob natuurlik gesukkel, want hy was 'n gedrewe mens. Hy wou met mag en geweld, met alles in hom, wou hy die hoogste sport in die lewe bereik. Daarom kon hy nie op God en God se tyd wag nie, en het hy sy eie planne beraam om bo uit te kom, om homself te verwesenlik, om sy eie ambisie te bereik. Die vraag is, was dit in lyn met God se wil, met hoe God dit wou laat gebeur? Aan die hand van Jakob se verhaal moet ek en jy onsself ook vra, waarmee is ons besig? Is ons met ons eie ambisies en ons eie gedrewenheid binne God se wil? Vertrou ons die Here om dit wat hy vir ons in gedagte het, wat in lyn is met die naam wat hy vir ons gegee het? Is ons bereid om die Here te vertrou, omdat hy in beheer is? Of maak ons ons eie planne, soos Jakob? Nou, hy het al hierdie beloftes van voor sy geboorte afgehad. Hy moes leer om op God te wag. En uiteindelik moes God vir hom plat slaan, sy heup uit potjie uitslaan, dat hy uiteindelik kon buig voor wie God was. Broer en suster, God kies nie vir jou en my oor wie ons uit ons eie krag is of kan wees nie. Hy kies nie vir ons oor wie ons is nie. Hy kies vir jou en my oor wie hy en wat hy van ons kan maak. Dis waarom hy vir jou en my roep, waarom hy vir ons 'n nuwe naam gee met 'n nuwe begin. Hy wil vir jou en my kom leer, net soos wat hy vir Jakob geleer het, dat ons toekoms in sy hande lê en dat ons gedrewenheid ondergeskik gestel moet raak aan sy wil en sy tydsberekening. Die les wat ek en jy moet leer. Die derde en laaste les wat in hierdie gedeelte vir ons opgesluit lê miskien in dit wat Calvin vir ons sê in die kommentaar wat hy skryf oor hierdie verhaal. Calvin sê dat hierdie verhaal vir ons wil leer dat God tegelyk teen ons veg en vir ons veg. Nou, hoe op die aarde werk dit? Hy sê, kyk net na Jakob se verhaal. God het in die vorm van 'n man teen Jakob, sy uitverkorene, sy een wat hy geroep het en gekies het en deur wie hy sy wil op hierdie aarde wou bereik. Hy stuur iemand om met hom te kom beklei. Is inderdaad God wat met Jakob beklei. Hoekom? Om eintlik vir Jakob te kom bemagtig met sy eie krag. En dit gebeur eers wanneer Jakob op sy knieë kom voor God. Calvin sê daarom op 'n baie mooi manier dat God beklei met sy linkerhand teen ons, sy linkerhand wat nie sy sterk hand is nie, om vir jou en my te oortuig dat ons nie uit ons eie krag moet leef nie, maar terselfdertyd
bekragtig hy ons met sy regterhand. Kom gee hy ons die krag, dat die oomblik wanneer ons swak raak in onsself, ons met sy krag sal begin leef en optree. Jy sien, God beklei teen ons, om vir ons te beklei. Hy wil hê ek en jy moet ons eie krag neerlê, en in gehoorsaamheid aan hom, volgens sy wil en sy plan, so leef, dat hy deur ons verheerlik kan word. Die vraag is, of die Here nie weer van vooraf met jou en my wil begin vandag nie. Kom ons wy onsself aan die Here. Hemelse Vader, baie dankie dat U vir ons vandag weer kom oortuig, dat ons niks of niemand anderster mag wees, as dit wat U van ons wil maak nie. U kinders, U gestuurdes, geroepenes wat deur U bemagtig is, om namens U op te tree as U ambassadeurs. Here, kom gee ons daarom die insig en die krag en die sensitiwiteit vir U stem en U wil, om so te leef en op te tree, dat U deur ons verheerlik sal word. Dit bid en vra ons alles in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, ons gaan afsluit met lied nommer 275, daarvan al 15 verse. En kom ons sing dit as 'n geloofsbelijdenis en as 'n verbintenis aan God. Broer en suster, ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Gaan leef as mense wat weet dat moeilike en swaar tye God se linkerhand is wat ons leer om voor hom te buig en vanuit sy regterhand se krag te gaan leef. Daarom mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die kragtige werking en teenwoordigheid van die Heilige Gees met elkeen van ons wees en bly. Amen. Gaan dan Heer, gaan in vrede, my kind, gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind, onthou
Ek gaan voor jou uit, ek maak die pad gelyk. Ek is langs jou om jou veilig vas te hou. Ek is agter jou, ek keer die bose weg van jou. Ek is onder jou, as jy sou val, dan dra ek jou. Gaan dan hier, gaan in vrede, my kind, gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde.